Hierdie potgooi episode is 'n Day Domino produksie. Ons probeer om die wêreld te vertel van die Here. Deel gerus hierdie episode met jou vriende, dit help baie. En as jy hierdie soort gesprekke geniet, klik op subscribe hieronder. Life is a story. Why do we die? Because we live. Why do we live? Because our Maker opened his mouth and began to tell a story. Andy Wilson, Death by Living. Wat is stories? Stories is die weefsel van realiteit. Stories is wat alles vashou. Stories is wat alles betekenis gee. Stories is die vorm wat die goeie pottebakker gee aan die klei van tyd. Sekondes verander in minute, in ure, in dae, in jare, in millennia, want God se pen gly elegant oor die perkamente van die eeue. Kom ons sê jy gaan sit voor jou rekenaar en begin om 'n storie uit die sleutelbord te tokkel. Jy skaaf, jy skuur, jy vorm die storie. En stadig maar seker begin daardie storie lewendig te word. Dit is nie meer net jy wat dit skryf nie. Die storie begin homself skryf. Die storie is later nie net 'n paar dooie woorde op 'n dooie skerm nie. Die storie kry lewe. Hoekom werk dit so? Hoekom trek stories ons in? Hoekom fascineer stories ons? Hoekom troos dit ons? Hoekom lewe stories? Hoekom voel stories soms meer waar, meer werklik as die werklikheid? Wel, wat as stories meer werklik voel as die werklikheid, omdat dit inderdaad meer werklik as die werklikheid is? Wat as stories werklikheid met 'n hoofletter W is? Wat as stories meer waar is as geskiedenis? In hierdie artikel wil ek probeer wys dat ons die hele geskiedenis as 'n storie moet verstaan. God is die groot storieskrywer en ons is die karakters in sy storie. Die Bybel gee vir ons 'n lens om hierdie storie te verstaan. Kom ons begin by die storielyn van God se groot storie. Daar is 'n goeie boek wat ek vir enigiemand sal aanbeveel. Die boek se naam is The Drama of Scripture deur Craig Bartholomew en Michael Goheen. In hierdie boek wys hulle dat die Bybel ingedeel kan word volgens die basiese struktuur van meeste klassieke stories. Ek wil hierop uitbrei. Hoekom is dit so dat meeste stories dieselfde basiese storielyn volg? Hoekom is dit dat daar sekere trope is? Hoekom werk sommige dinge in stories en sommige dinge nie? Hier is 'n voorbeeld. Meeste stories het 'n probleem wat opgelos word wanneer iemand letterlik of figuurlik sterf. Frodo en Sam moet stadig begin besef terwyl hulle Mount Doom uitklim dat hulle heel waarskynlik nie sal terugkeer na die Shire nie. Hulle offer hul lewens ten minste vanuit hulle perspektief op om die missie suksesvol te voltooi. Aquaman daal neer na die dieptes van die see, die Doderyk, en veg teen die Leviathan om die drietandvurk van Atlan te kry, waarmee hy die oorlog kan wen. Flynn gee vrywilliglik sy eie lewe om Rapunzel se hare te sny, sodat hy daardeur die ou heks kan vernietig. Harry Potter lewer homself oor aan Voldemort, wat hom tref met die Avada Kedavra vloek, sodat die laaste Horcrux vernietig kan word. Nou ek probeer nie sê enige van hierdie stories is noodwendig goed of sleg nie, maar in elkeen van hulle sien ons dieselfde soort patroon. Die probleem word opgelos deur iemand wat sterf. Dit is ook die patroon wat die Bybelse stories volg. Samson trek die pilare van Dagon se tempel in mekaar in, sodat hy en duisende Filistyne sterf. Esther verbeur haar reg op lewe deur voor die koning te verskyn
in die klein hoop dat hy haar weer lewe sal skenk en dat sy dan 'n pleidooi vir haar volk voor hom kan rig. Jona word ingesluk deur 'n vis. Daar is 'n klein moontlikheid dat die vis eintlik 'n leviathan was. En hy sterf in die maag van die vis in die diepte van die see, van waar hy weer deur God opgewek moet word, om van daar uit te gaan en die goddelose nasies tot bekering te roep. Daniel word in die leeukuil gegooi en die leeukuil word verseël met 'n koninklike seelring. Klink dit dalk bekend? En die uiteinde hiervan is dat 'n heidense koning tot bekering kom. Die punt is, meeste stories, of hulle nou in die Bybel is of nie, volg soortgelyke lyne. Daar is trope, daar is 'n basiese struktuur, daar is 'n ritme wat nie vermy kan word nie. Maar hoekom? Die antwoord wat ek wil gee, is dat die Bybel vir ons leer dat God besig is om 'n groot storie te skryf. En hierdie storie is besig om af te speel. Geen mens kan hierdie storie met 'n hoofletter S vermy nie. En omdat ons God se beeld is, sal ons stories God se storie reflekteer. Maar wat is hierdie basiese storielyn wat bykans alle stories volg? Hier is 'n voorbeeld. Ek kry dit uit Bartholomew en Gowen se boek The Drama of Scripture. Hulle sê alle stories volg hierdie basiese struktuur. Toneel 1 skets vir ons 'n prentjie van vrede. Dit is waar die storie begin. Toneel 2 bring dan 'n probleem in die prentjie in. Toneel 3 is die grootste deel van die storie en dit verduidelik hoe die probleem meer en meer ingewikkeld word. Toneel 4 is die oplossing van die probleem. Dit is die klimaks van die storie. Toneel 5 skets dan weer vir ons 'n prentjie van vrede. Dit vertel hoe vrede na die oplossing weer teruggekom het in die prentjie in. Bartholomew en Gowen, in daardie boek The Drama of Scripture, wys dat meeste van die klassieke toneelstukke hierdie struktuur gevolg het. Ek wil verder gaan. Nie net meeste klassieke toneelstukke volg hierdie struktuur nie, bykans alle goeie stories sal hierdie struktuur volg. Dit is onvermybaar. Kom ons kyk net 'n bietjie na Tolkien se Lord of the Rings storiereeks om te kyk hoe dit hierdie basiese storielyn volg. Een van die mees tydlose stories wat in die moderne era geskryf is The Lord of the Rings deur J.R.R. Tolkien. Hierdie is 'n klassieke werk en Christene kan baie daarby baat om hierdie storie te lees. Maar vir nou wil ek nie eintlik oor The Lord of the Rings praat nie, behalwe om uit te wys dat dit die basiese struktuur van hierdie storielyn volg. Die storie begin by toneel 1, by 'n prentjie van vrede. Ons ontmoet vir Frodo en Bilbo en Sam in die rustige Shire. Vir 'n bladsy na bladsy lees ons net van die rustige natuurtonele, die hobbits se eksentrieke gewoontes en die groot fees wat beplan word vir Bilbo se verjaardag. Alles is vredevol, alles is rustig. Maar dan kom toneel 2. Dit bly nie alles so rustig nie. Die probleem kom in die storie in wanneer Bilbo se verjaardagpartytjie klaar is. Hy sukkel om die ring vir Gandalf te gee. Ons kom agter dat hier 'n slang in die gras is. Uiteindelik kry hy dit reg om die ring te oorhandig, maar baie duidelik is hierdie ring nie 'n gewone ring nie. Die vrede is verstoor. En dan kom die derde toneel. Die probleem word meer en meer ingewikkeld, soos die storie dan ontplooi. Die res van die storie is eintlik een groot ontplooiing van hierdie derde toneel. Meer en meer leer ons van die ring, van Sauron, van die Nazgul, van die oorlog tussen mens, elf, dwerg en goblin. Ons leer ook meer en meer van Gollum self. Ons leer meer en ons sien hoe belangrik dit is vir die ring om vernietig te word. Alles draai om die ring. Die ring moet in die vuur van Mount Doom gegooi word. Eers dan sal daar weer vrede kan wees. Die probleem bereik sy hoogtepunt wanneer Frodo, Sam en Gollum besig is om Mount Doom uit te klim. Wat gaan gebeur in hierdie laaste oomblikke? Dan kom toneel 4, die oplossing. Gollum byt Frodo se vinger af en val in die lava. Die oplossing kom deur 'n ringdraer wat sterf. Sauron gaan tot niet en sy hele koninkryk stort in duie. Koning Aragorn ontvang sy kroon, Faramir trou met Éowyn en daar is uiteindelik 'n groot fees wat bygewoon word deur mens, elf, dwerg en hobbit. En dan kom toneel 5.
Uiteindelik kom daar weer vrede in die prentjie in. Die hobbits kan weer terugkeer na die Shire. Daar het hulle eie stryd om te stryd teen Sharky, oftewel Saruman, maar hulle kry dit reg om die slang uit die tuin te verban. Die Shire keer weer terug na die goeie ou Shire wat hulle geken en na verlang het. Sam trou met Rose en hulle kry kinders. Frodo en Bilbo vertrek op die ou end na Valinor en uiteindelik is daar weer volmaakte vrede. Ek hoop die bogenoemde uiteensetting kan jou so 'n bietjie help om te sien hoe meeste, of dalk alle, goeie stories hierdie basiese struktuur volg. As jy wil, kyk 'n bietjie of jy kan raak sien dat selfs meer moderne films hierdie struktuur volg. Kyk dalk spesifiek na Sleeping Beauty 1959, Tangled 2010 en Aquaman 2018. Ek is seker jy sal baie ander stories kan kry wat ook hierdie storielyn volg, maar dit is dies wat nou in my kop opkom. Die Bybel volg ook hierdie basiese storielyn, of eerder, die Bybel wys vir ons dat die geskiedenis afspeel volgens hierdie basiese storielyn. Ek en jy moet besef dat ons in hierdie groot storie leef. Ons is karakters in hierdie groot storie. Wat is die tema van hierdie storie? Jy kan dit seker op verskillende maniere opsom, maar hier is die tema wat na my mening die beste pas. Oorwin die draak, bevry die prinses. Jesus is die groot held van die storie van die geskiedenis. Hy het 'n draak om te oorwin, die glipperige leienaar van Genesis 3. En hy het 'n prinses wat hy uit die kloue van die draak moet verlos, die kerk. Die Bybel vertel die storie wat besig is om af te speel in die geskiedenis, tussen skepping en herskepping. Hoe Jesus, die ridder op die wit perd, kom trap het op die draak se kop. Hoe hy die prinses bevry het van die draak, en hoe hy besig is om voor te berei vir die groot fees, waar hy met die prinses sal trou. Dit is die storie van die geskiedenis. Hierdie storie volg ook die basiese struktuur van alle goeie stories wat Bartholomew en Gohin vir ons uiteengesit het in daardie boek van hulle, The Drama of Scripture. Hierdie storie van die Bybel, die storie van die geskiedenis, begin ook by toneel 1, Genesis 1 en 2. Daar is vrede op die hele aarde. God skep vir hom 'n koninkryk, en hierdie koninkryk is baie goed. Die mooiste skepsels in sy koninkryk is die prins en die prinses, God se eie kinders, Adam en Eva. Hulle plaas hy in sy spesiale tuin. Daar is volmaakte vrede in God se koninkryk. Maar dan kom toneel 2, Genesis 3. Die draak kom in die prentjie in. Met sy gesplete tong lieg hy vir Eva. Jy sal nie doodgaan nie. Jy het lewe in jouself. Jy het God nie nodig nie. Wees nou 'n groot meisie en eet die vrug. Eva val, en saam met haar val Adam. God kom aangestap in die koelte van die aand. Hy konfronteer, maar hy troos ook. Eva se skoot en Adam se tuin sal onvrugbaar wees, maar daar is hoop. Uit Eva sal daar 'n lyn van krygers wees, wat nie voor die draak sal buig nie. Hulle kil swaarde sal wegsink in die vleis van die draak se eie broeisel. En uiteindelik sal een van hulle die draak self doodmaak. Dit is wat God beloof in Genesis 3. En dan kom die derde toneel. Die res van die Ou Testament vertel dan hoe hierdie probleem meer en meer ingewikkeld word. Dit vertel die storie van die stryd tussen die draak en die vrou en tussen hulle nageslagte. Die oorlog lyk soms sleg. Dit lyk asof die draak gaan oorwin. Wat sal gebeur? Waar sal verlossing vandaan kom? Wie sal die draak oorwin en die prinses verlos? En dan kom toneel 4, die oplossing. Jesus trap op die draak se kop. Hy oorwin die vyand en bevry die prinses. Hy verlos vir hom 'n bruid met wie hy eendag sal trou. Hy kom uit die hemel, word 'n mens, sterf aan die kruis, daal neer na die doodryk, trap op die draak se kop, staan op uit die graf, vaar op na die hemel en gaan sit op die troon. Sy vernedering en verhoging is die klimaks van God se storie en die oplossing daarvan. En dan kom die 5de toneel. Nou deur die loop van die geskiedenis na Christus is Jesus besig om stadig maar seker weer vrede in die prentjie in te bring. Die groot draak is reeds oorwin, maar daar is nog baie kleiner draakies oor. Jesus veg teen hulle vanuit die hemel, deur sy gees en deur sy kerk. Hy maak die draak in jou eie hart dood en gee vir jou 'n swaard om te veg teen die drake daar buite. En soos hy besig is om dit alles te doen, kom daar weer vrede in God se koninkryk. Eendag
sal hy klaar wees. Eendag sal daar weer volmaakte vrede wees. Wanneer hy weer kom, sal hy die laaste vyand, die dood, oorwin, en daar sal vir ewig vrede wees. Hierdie is die basiese indeling van die Bybel, en dit is ook die basiese struktuur van die geskiedenis. Dit is die storie met 'n hoofletter S. Maar dan moet ons vra, wat is ons plek? Wat is jou plek? Wat is my plek in hierdie storie? Ons modernistiese wêreld kan nie dink dat daar enigiets is wat die verskillende gebeure in die geskiedenis aan mekaar vasmaak nie. Vir hulle is dit alles net onafhanklike atomiese oomblikke in tyd, 'n reeks van betekenislose gebeure wat mekaar maar net opvolg. Die modernis glo nie dat daar 'n God is nie. En as daar nie 'n God is nie, is daar nie 'n storie nie. En as daar nie 'n storie is nie, is die geskiedenis betekenisloos. Maar ons glo in 'n God. Ons glo in 'n storie, of beter, ons leef in 'n storie. Die geskiedenis is 'n storie, en jy is een van die karakters. Maar wat is ons plek in hierdie storie? Wie is ons in hierdie storie? Ons is die 4 hobbits, Frodo, Sam, Merry en Pippin, wat terugkeer na die Shire. Daar is nog 'n kleiner vyand oor vir ons om te oorwin. Die groot vyand, Sauron, is vernietig, maar die kleiner vyand, Saruman, het vir homself nes geskrop in ons tuiste. Ons moet hom vernietig. Ons, die kerk, moet op 'n kleiner vlak die stryd stry wat Jesus reeds gestry het. Ons moet doen wat hy gedoen het. Ons moet op drake se koppe trap. Die groot draak is reeds vernietig, die duiwel is oorwin, maar daar is kleiner draakies oor. Jou bitterheid teenoor jou vrou, my laksheid om Bybel te lees, ons traagheid om uit volle bors psalms te sing, dit alles is drake wat oorwin moet word. Die werk van die kerk op hierdie aarde is om te veg vir die prins van vrede. En soos ons veg vir hierdie prins, sal sy koninkryk stadig maar seker op hierdie aarde gevestig word. Soos ons veg in sy naam, is hy besig om weer vrede in God se koninkryk in te bring. En eendag sal daar volmaakte vrede wees.